Hello everybody, and thank you so much for tuning in for tonight's show, The Hour Play. I'm Arne Rossa, joined by Francis Fouchier and Arno Gerber. Welcome, gentlemen. Goeienaand Morney, goeienaand Arie. Goeienaand manne, lekker om hier te wees. Yeah, it's great for you guys coming into the studio. Guys, this is going to be a podcast only for high school boy rugby. So we're going to cover Uitenhage and the surrounding areas. I want to start off talking about the Tinaga Cup. It's a new season ahead of us, but I want to go back to 2024 and what an exciting tournament it was. Just quickly go back and recap from round one. Mia was playing against Donalpina. Obviously Donalpina at home. Easy win for them. Yes, easy win. And then the second round, Brandbach hosted Mia College. What a day it was. Ja, wat 'n dag was dit nie. Sal ons dit vergeet? Historical. Yeah, absolutely. Die koerantberichte gesê, historical. Mia, getting a victory for the first time in 32 years on Brandbach's home turf. Agony, heartache for Brandbach. But kudos to Mia College. Kyk, as die leeu byt, dan byt die leeu seker. Ek dink ons het lanklaas gesien dat die leeu byt. Ja. En die leeu het gebyt daai dag. 'n wen vir hulle. Kudos, baie geluk aan die span. Dit was 'n groot ding geweest. Maar net gou om 'n stapie terug te trap, ek dink dit is 'n baie great inisiatief. Ek dink om so iets van die voete af te kry, ek wil nie die ou sit in die stoel om dit te reël nie. Ek dink dit is 'n maklike ding nie, maar ek dink is 'n great inisiatief en ek dink hierdie ding gaan nog ver gaan. En dan terwyl ons nou praat van Meer en DP wat die eerste een gespeel het, DP was dan nou ook die wenners op die einde van die aand gewees. Maar daai laaste game, wie in Uitenhage was nie by Meer se veld om te kyk wat daar aangaan nie. So ja. 100%. I just quickly want to recap then. And so round 3 came around, weekend after the defeat that Brandbach suffered against Meer. And then we played against Donalpina. I think it was 3-1. We had a bit of a hassle, or Brandbach had a hassle at fly-off. Donald Potgieter starting in at 10. I think he played a fantastic game there. I think we actually surprised many people out there because after the loss against Meer College they thought, we're not going to make it against Donalpina. Ja, en ek dink die ding wat dit meer spesiaal maak is die vorige jaar was die eerste keer in 'n baie lang tyd in plus minus 10 of 12 jaar wat Brandbach die clashes verloor het teen Donalpina en toe dit was soos hulle sê comeback season geweest daai dag teen Donalpina om hulle terug te kom en die eerste oorwinning wat Brandbach kry in die Tinara reeks was dan nou geweest om Donalpina te wen. Yes. Yeah, and then round 4 we were off to Meer College, Brandbach. Ons het daar gaan speel and absolutely annihilated them, to be honest. Absolutely running riot in that game. Mind you, we got a new weapon in terms of Angelo Adams. New fly-off, devastating runner with the ball, running fly-off. Ek dink Brandbach het hulle besluit, okay, julle het aan ons plaas kom speel en julle kom maar maak. Is nou tyd dat ons dit terugvat en ons het teruggeslaan. Ek sê nou ons, ek meen die ouens van Brandbach het besluit, okay, nou slaan ons terug en ons vat die beker. Kon nog in die beker vat nie, maar ons vat daai punte terug. Dit behoort aan ons en die manne gesê en hulle het dit gevat en rightfully soos jy sê Morney, Adams is 'n aanwinst. Something special. Ja, ek het die Wolves omgekom daai dag. Dit was absoluut. Maar jy moet onthou die gesegde gaan 'n wolf is so sterk soos die pak en die pak is so sterk soos die wolf en daar kan ek sê nie net 15 spelers op die veld nie, maar die ouens wat van die bench af opgekom het, daai wolwe was onstopbaar, onkeerbaar, unstoppable soos die Engelsman sal sê. Yes. And then we played against Donalpina at DP's turf. It was also the classic clash. Yes. Yeah. Could have gone both ways. At the end of the day, second year in a row, Donalpina taking it. Ja, maar ek dink DP het met hulle het met 'n harde mentaliteit in daai wedstryd gekom as ons vat hulle hele build-up
reg deur daai week, as mens gesien het op hulle sosiale media, wat hulle alles gedoen het om daai span voor te berei, daai rugby spanne van hulle voor te berei vir daai dag. Nee, hulle het groot gegaan, hulle het gesê hulle gaan alles op daai veld los. En ja, hulle het toe weggestap, tweede jaar in 'n ry. Kyk, as jy manne se statisse gekyk het daai week, dan het jy geweet hierdie manne is Hulle is honger. hulle is gesaik, hulle is honger, hulle soek dit. As jy die wedstryd kyk ook, dit was man, soos ek hier sit ek met hoendervleis ouens, as ek net dink aan want die laaste minute Brandwag drukkie 3. As ek reg is het hulle hom verdoel ook. Die punte is voor en almal is kwansys die beker gaan terug na Brandwag toe gaan en Kijk down to the last incident that happened there. Laaste sekondes. Great stuff too. En dit som met daai oomblik som die hele drama agter die Tinara beker en die clashes wat nou al 'n ou ding is, som dit so op, daai op die einde strafskop sit hom deur en van die beker. Dink ek aan die druk van hulle losskakel. Ja. Dis nie maklik nie. Dit is dying seconds. Dit is vreeslike druk op jou en ek wil amper sê soos wat 'n golfspeler is, kop af, skop, kontak, swing absolutely deur. composed. Yes. It was composed and delivered. Right, and then the last round 6. At that time, if Mio had to beat John Opinel, Brahma would be champions. We also what happened there. We all were there at Dalersfield. Maar nee, ek dink Crazy hulle scenes. uit 'n naag was daar gewees. Yes. And I want to come in here and I want to congratulate Mr. Vickers Viljoen for having the initiative for this specific Yes, absolutely. rugby tournament, which I consider is arguably the best rugby tournament in Interlake. Soos ek gesê het, ek meen, ek wil nie daai man se skoene dra nie. Dit is groot skoene wat hy daar moes aantrek. Ek meen, alles van die grond af bou. Hy het niks gehad nie. Hy het sy agtergrond en sy kennis op rugby het hy gevat en hy het gaan kyk na hoe ander bekers in die wêreld gespeel word en hy het dit saamgetrek, incorporate. Sorry, ek meng nou tale hier, maar ek great. Dit is die eerste ene in die area. Dis die eerste ene in die Nelson Mandela metropool gewees en om dit op te bou te begin. Special. Well, it was special. Die manier hoe geëindig het was soos 'n fairy tale. Dit is Arrie, jy weet self, dramaties, alles was daar, die passie was daar. Elke game was 'n hype geweest want almal het gekyk wat gebeur. Die bonuspunte, almal het dit opgehou want die skole het nou ewe skielik begin speel om 'n 3 te kry. Die skole het nie meer net gespeel om die wen op die bord nie. Ek onthou deur die seisoen het Wieke self gesê ook dat jy gaan moet dink waar jy is in hierdie hele scenario, want jy gaan moet dink, gaan ek vir 'n bonuspunt, gaan ek ultimately wil jy vir die bonuspunt gaan, want jy soek die 3, maar jy moet strategies dink waar jy is. Wat moet jy dalk opoffer hier om daar te wen en waarna te werk jy? Ultimately werk jy om die beker huis toe te bring. Maar ja, kom ons kom terug gou na daai dag. Dit was 'n enkele wedstryd was groter geweest as net daai enkele wedstryd. Ja, absoluut. Gespeel na volgende wedstryde toe ook. And also excitement around the commentators, you know. Myself was doing a bit of commentary. Loved it, absolutely loved it. You doing a bit, you were screaming. I was. Apologies there. But exciting times. Anyway, so yeah, DP taking that in the first Tinara Cup. Baie geluk aan die tiere. Yes. Congratulations, John Opinel. Good on you. So right, let's move on. I want to talk about this coming weekend. A couple of games that's coming up. Brahma is playing against Otto du Plessis. But before we get into that, last weekend was the first game of the Tinara Cup of 2025. You would have thought, on DP's on turf that they will lose the first game against Mio College. Mio, wow, at one stage I think they were like 9 points behind. I was at the game watching him on top of the grandstand, if I can put it like that, Kopkral. Yes, so exciting game, once again, exciting. It was just great atmosphere at Don Opinel. Ek en Arrie het so
as ons mekaar in die verbyloop, nou sê ek byloop in die verbyloop gesien het, dan het ek en Ari vir mekaar gesê, jep, wie, hoeveel punte, wie vat die wen? En ek moet nou my kop so half in skaamte laat sak, want hy het die wenpunte op die bord gehad. Ari, baie geluk daar. Dankie. Maar ek dink jy het iets geweet wat ons nie geweet het. Jy het inside info gehad. Ek dink mens begin net te sien in hierdie toernooi dat meer is die giant slayers, soos wat hulle sal sê. Dit is hierdie tradisionele is die skool wat jy sou gewen het, gemaklik sou gewen het, en hulle is die skool, die dark horses wat gaan deurkom en hulle is die underdogs. Hulle is die underdogs wat gaan deurkom en hulle gaan die hardste byt op die oomblik wanneer jy die minste verwag en hulle kom byt. Yes. And what makes it interesting now is they won up, you know? Ja, absoluut. If I'm 100% correct, help me out here. I think they are playing Brandbach next, Mere College at Brandbach. I don't see, that's my opinion, I don't see the Wolfpack, getting denied the win. Kyk Morney, ou moet nou vat, almal is honger, die eerste seisoen is verby, so almal is honger, en ek dink eerlik, mense het miskien gedink, okay, meer DP gaan die wen vat, ek het dit self ook gedink. Ek het dit gedink, man. Gaan weg. Maar dit was absoluut, soos Ari sê, die underdog, die dark horse, hulle het uitgekom, hulle het niks gehad om te verloor nie, hulle het absoluut alles gehad om te gain. En ek dink, die dorp, never mind die spanne wat compete nou, die dorp kyk nou anders te, en die dorp is nog steeds aan die gons, hulle vra, wat het gebeur, het julle dit gesien? So yes, ek dink die spreekwoordelike, hoe sê jy, the gloves are off, of is die bokshandskoene aan? Nie boks soos in bokse geveg nie, mense asseblief, moet nie dink ek praat van boks nie, ek praat van 'n harde wedstryd, daar's absoluut, alles is daarvoor om te veg, nou. Yes. Die beker, 'n nuwe seisoen, en 'n nuwe naam op die beker, ja, ek moet net sê, baie geluk aan DP weer, want hulle is nou die ouens wat eerste hulle name op die op die trofee. Ek dink daai alleenlik maak dit vir Brandbach en meer, dit gee vir hulle soveel meer rede om te wil terugkom. Yes, dit maak hulle soveel meer hy bitterheid wat jy in jou het. Yeah. And some saying is, as I said, that next up it's the Wolfpack against Lions here at Brandbach. I don't see them. That's my opinion. I'm making a strong statement. I don't see Mere College tipping Brandbach. Great win last weekend against Donopina. I don't see them. I might be wrong, but I think, different side compared to last year, absolutely. So I don't know what's your take on it, but it's going to be a cracker, absolute cracker. Kyk, die Wolwe het nog nooit teruggestaan nie. Soos ek sê, daai gesegde, daai slagspreuk, as hy eerste wolf daarvoor staan, dan tree daai pak vorentoe. En die oomblik wat daai wolf weer die pak is saam met hom, dan weer die pak, daai wolf beklei vir ons. En hulle gaan mekaar beskerm, nommer 1, maar ek weet hulle gaan nie terughou nie. Ek weet dit gaan, ek wil ou baas van 7de laan uithaal en sê dit gaan epidermiese proporsies wees Saterdag op die veld. Gerry, beg your pardon, Ari, your take on that quickly before we go and watch some of the highlights? Kyk manne, Brandbach se eerste span in Wolfpack, definitief goeie begin tot die jaar, goeie wen gehad teen San Isidro, en dan het hulle gekom by die grensfees, het hulle, of die Ooskus gymnasiumfees, het hulle 'n goeie, baie oortuigende wen gehad teen Dale College, wat 'n baie bekwame, goeie rugby skool is, 'n erkende rugby skool is, en ook vir Cambridge ook gewen. Maar voordat ek my call maak, ek gaan op die oomblik sê ek back vir Brandbach, maar ek wil eers sien wat Brandbach gaan maak teen die manne van Otto af. Devin van Eck, hulle afrigter. We're going to discuss that right now after these highlights. So ek dink hy is honger. Just hold on to that, Mr. Maar ek back vir Brandbach vir die eerste game teen meer. Alright, let's watch some of the highlights of last weekend. En goeie aanvallend hierso so kort net voor halftyd.
word ingegooi, my Mela kom vorentoe, hy kry die bal voor, dan word daar vorentoe gedryf deur die voorspelers. Goeie momentum, goeie voorgaan, gaan hulle oor die doellyn kan kom. Boysen staan agter die losgemaal, hy's reg om oor die lyn te val, maar dit lyk of daar meer man by is, en dan val hy oor die lyn, en dit gaan meer, dan op Pienaar wat nou die bal kry, die bal moet uitkom, en dit lyk so 'n bietjie of daai mannenrol is weer stadig, maar dan kom die bal tog uit, vinnig deur die hande, weer 'n vinnige aansluiting, Busakwe, Kume wat met die bal hardloop kry daarso vir die binnesenter van Daniel Pienaar, David wat vorentoe gaan en dan bons hy weer so terug, maar die bal is nog steeds beskikbaar aan Daniel Pienaar se kant. Now it's Daniel Pienaar attacking the space here on this side of the field with a wing running forward, looking for some support just short of the goal line. Lazy, and then it's Grootboom who sees the little gap on the open side. Word net so hard plat getrek deur meer. Deur Daniel Pienaar word meer plat getrek. Now it's Meer breaking through by the lock. He's on the half, he's on the 10 meters, he's finding his lock partner who gives a dummy and he's going to the inside. It's a good run by the locks, good working of the two locks of Meer College. Meer College scores underneath it. Now the ball is available. Grootboom again, looking for a runner. This time he finds his fly off, who brings it out to the lock, who gets it out to the replacement player, then out to the left wing, who goes over Daniel Pienaar. This match, Daniel Pienaar leading 25 points to 16. The ball is available at the back of the scrum. Scrum off picks it, finds a strong run by the 12. Again, patience is all they need. They're going to work, they're going to the opposite side. The referee awards the try. It is a try by Meer, they draw. Alright, welcome back, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed the highlights between Daniel Pienaar and Meer last Saturday. If I quickly can say something about that of that display there, it looked to me if Daniel Pienaar was, playing like the counter attack there, most of the times, quick ball of the deck from the scrum off Grootboom. Meer was in disarray at some of those instances there, and then shifted through the hands. It kind of feels to me, they didn't get enough people to the ruck there. Or was it fatigue? I'm not sure. I know it was quite hot Saturday, but yeah, once they went wide, you could see that they punished Meer every time. Yeah. So yeah, that was my take on some of the tries there. Ek dink die groot ding wat 'n ou daar sien is die bal kom uit die rak uit, die bal word gespeel deur die manne deur die lyn, en as jy op die vleuels kom dan is dit gevaarlik. En dit is enige ek sal maar sê ondersteuner wat langs die veld staan wil dit sien wat die bal versprei word en goed. Maar ook daar as ons kyk na daai een highlight wat jy vir ons gewys het, Morney, jy is in beheer van sake. En net die volgende oomblik, een verkeerde paas, een mistackle wat jy dink jy gryp 'n ou aan die try, dan word jy vir 'n beter woord gepunish. En kyk waar gaan draai hulle, waar keer hulle op die ander kwartlyn van die veld. En ewe skielik is die aanvallende spel is 'n verdedigende spel. Ja. So dit gebeur bitter vinnig, maar spoed speel 'n faktor. As jy daai gat geslaan het, dan is jy weg. En as jy nie weg is nie, moet jy weg wees, want jy die gat geslaan, so jy moet hom gebruik. Beide spelers, beide spanne sien gate, gebruik die gate, maar dan kom maar so hier en daar 'n afrondingkie wat miskien 'n bietjie fout gaan en goeders. Maar ek wil net gou een ding uitlig wat nie twee is nie. Met julle Meer se stit gesien, daai nommer 3. Ja, maar is 'n bil van 'n. Dis 'n groot man daai hoor. So ek dink hy's 'n ou om voor te watch. Ek dink hy gaan nog lekker rugby speel. Nog 'n ou Meer se span wat vir my baie uitgestaan het was hulle 4 slot. Ja. Nie jou tradisionele lang slotte nie, maar jy's mobile. Ja, hy staan nogal, hy het 'n fantastiese 3 dae gedruk waar hy hierdie ouens gestep het. Ek wil amper teruggaan na Rassie se hoe het hulle hom genoem, die 5-1 split of die 6-1 split. Want jy kan daai ouetjie net so vinnig op 'n flank gebruik. Ja, vir my speel hy ook meer die game wat jy wil hê van 'n losvoorspeler af as van 'n slot. Yes, absoluut. Ja. Maar ek wil ook vir Meer en vir DP al twee sê dit was klipharder af. Kyk, daai ouens het gekom vir mekaar. Maar Was sê groot tackles. I think it's Kuma Blau.
hopefully I pronounced it correctly. The captain, absolutely inspirational. Yes. Because there was animosity in the beginning. You know, cards were flying around. Yeah. We're not gonna get into that, but I was just saying, it was 14 against 15, and then it was 14 against 14. So. Kyk maar net daar waar jy, ek wil gou inval en daar's waar jy nou sê waar kaarte gevlieg het en goeders. Ons moet onthou dit is 'n kontaksport en ons moet onthou vir rugby is dit jy wil ek hoop nie mense gaan my verkeerd verstaan nie. Jy wil aggressief wees, jy wil kwaai wees, jy wil speel, maar ek dink 'n ou moet die op daai vlak al moet jy al baie naby aan die volwasse ou wees wat kan sê hang on, trap net so klein bietjie terug, tree so klein bietjie terug, kry dit onder beheer en maar vir 'n kaptein ook. Ek meen die kapteine moet daar vinnig intree en dit moet gestop word. Yeah, 100%. I understand. I agree with you. Arnie, do you have something on you want to say about the first round of the Jungle Cup? Een ding wat vir my uitgestaan het, meer is baie vinnig op 'n afbreekpunt. As hulle op die verdediging is, hulle het 'n hele paar van daai knaars se balle gesteel. Kan onthou ek het daarso sommer met Gary Foster langs die veld gestaan. Ons albei gesê hulle het baie goed gedoen op die grond om die losballe te kry, asook om die bal te poach, soos wat hulle sal sê. En ek dink dit is definitief iets wat die mense na kan kyk wanneer die teen hulle speel, wanneer die Wolfpack teen hulle speel is. Hoe kan jy hulle keer op dit? I just lastly want to say, in the beginning or the early stages of that match, a lot of kicks that went, downtown. You're kicking the ball to Daniel Pienaar, and jy gee jou eie bal weg. Ja, dat was die strategiese skop en dit is die ding wat my ook gepraat het. Die bal was baie keer net doelloos, maar van albei kante af net doelloos by die veld afgeskop. En mens kan die seuns verstaan, hulle probeer die ander span om te druk sit. Maar jy moet nog steeds 'n doel hê agter jou skop. Jy moet skop vir 'n doel, skop vir die kant. En die ander ding is ook die heel agter of die loskakel of die vleuel vir daai feit. Enige iemand kan die bal vat waar hy hom kry en hy kan besluit, hoor ek gaan nou skop. Maar nou skop die ander span 'n bal terug en jy besluit weer, ek gaan weer skop. Maar skop jy op dieselfde plek en hoop vir 'n ander uitkoms? Of het jy klaar iets gesien en jy skop op totale ander plek en jy weet jy gaan dit nou gebruik, maar op 'n stadium toe lyk dit asof ons soos op skool pausetyd jy kyk wie kan die bal die verste skop, twee spanne net teen mekaar. En die arme voorrye is van bakpoort na van bakpoort na so ek dink 'n ou moet op daai stadium moet 'n ou besluit. Eerste skop, kyk wat gebeur as jy dan nou die bal wil wegskop en as jy hom terugkry, besluit baie vinnig. Dan moet jou besluit reg wees. Gaan jy hom gebruik nou, gaan jy hom hardloop? Want die eerste skop is tog seker maar daar gewees om uit die kwartgebied uit te kom, jy wil wegkom. Maar as jy die bal weer in hand het, gebruik dan die bal. Die rugby leek wat ek is, as ek dit nou so kan noem, ek het die bal teruggekry, nou gaan ek die bal vashou en ek gaan die bal gebruik. I'll tell you one thing, if they make the same mistake, kicking down Brandweg's throat, especially with the fly of Angelo Adams dropping back, he's just got this ability to scan things, dangerous sidestep on him. So, and the back three of Brandweg ain't bad, I'm telling you one thing. Ek wil nou aansluit daar by jou, jy het manne met vreeslike spoed. Dangerous. We saw it against San Isidro. Ja, en ons het in die naweek gesien ook met Dale en met jy het nou daai skool se naam genoem, ek bly die skool Cambridge, dankie. As die bal deur die fases gekom het, het hy by die vleuels uitgekom en dan was dit spoed, my vriend. Dit was spreekwoordelike wegholstoomtrein. Daar's ook nie klein vleuels nie. Dis 'n vleuel met vleis aan hom. So ek meen hy word nie gou gestop nie en hulle hardloop sterk, hulle trek hulle lyne. So yes. It's a tough week for the Wolfpack. Basically, I think in 6 days playing 3 matches. It was tough on them, Ek dink is taai, die manne se liggame vat 'n punch, maar ek weet hulle ysbad. Ek het al gesien as hulle ysbad.
ek kan vir jou sê ek lag lekker want ek hoef nie in daai baan te klim nie. Ja. Maar ek dink die coaches ook. Ek meen ou kan nie jy kan nie gaan rugby speel as die coach nie 'n span het nie. En die span kan nie gaan speel as hulle nie 'n coach het nie. Ja. So ek wil amper sê hierdie naweek dit is klaar daar. Ek wil 'n skaakbord en twee skaakspelers as 'n voorbeeld gebruik, want dit is nou wie het die gameplan om so vinnig as moontlik die ander span in skaak te kry om daar te hou vir so lank as moontlik, en dan wanneer die eindvletjie blaas kan jy sê kyk, skaak maar. Die interessante ding is Dieven van Eck, die eerste span afrigter van Otto, en hy het dit vir lank saam afgerig ook. Absoluut. En dit maak dit bietjie meer, dit maak daai rivalry net tussen hulle bietjie More interesting. ja, baie meer interessant, baie meer intens. En ek dink Devin gaan kom. Kyk, ek het Otto gekyk by die Wersigfees. Definitief 'n paar manne daarso wat vir my uitgestaan het. Hulle kaptein, hulle slot, baie lang ou, verskriklik lank, is een van die langer skoolseuns wat ek in 'n lang tyd gesien het. Definitief iemand wat Brandwag gaan nou moet uitkyk. Yes. No, for sure. 100%. I think it's going to be a good match. I can't recall when last that Brandwag play against Otto du Plessis, a full, like a full weekend match against them. Ek dink ons sal maar so 'n bietjie agtergrond moet kry en dan is dit so vinnig onder mekaar versprei. Yes. Maar ek dink is 'n long time coming. Ek dink is 'n goeie ding ook. 2018 so die laaste Was dit keer 2018, 2019 so die laaste So keer. yes, ons is nou op 'n 5 tot 6 jaar running. So en ek dink dit is goed dat ons ander skole begin sien wat teen ander skole begin speel. Dit bring iets nuut, jy raak later aan in 'n groef. Ek meen as jy kyk, ek wil nou Muur en Brandwag as 'n voorbeeld gebruik. Jy het na Muur toe gegaan of Muur het na Brandwag toe gekom en jy het altyd geweet dis 'n wen op die tafel. Nou ewe skielik het jy Otto terug in die mix, as ek dit so kan sê. Ja. En al wat jy het is hulle geskiedenis in die laaste 6 jaar. Hulle het Brandwag se geskiedenis in die laaste 6 jaar en daarmee moet beide spanne werk en beide kapteine moet werk met dit en beide coaches moet met hulle spanne werk. So ek dink dis 'n grootte wat kom. Dis nie ene wat jy met bolhandskoentjies gaan vat en I must say the last 2 years for and kudos to Otto du Plessis for beating Brandwag. But I must just say that, it was 15 aside, 15 aside, I beg your pardon. It was a Brandwag 15 team that played in both of those years, so, yes. So, but still, take nothing away from Otto du Plessis. They did a fantastic job and got the W at the end of the day. So all right, we're gonna take a quick commercial break, and when we come back, we'll continue the conversation. Feeling wacky? Pop into Brentford Convenience Centre and get a wacky Wednesday burger. Buy one, get one free for only $59.90. Steers, flame grilled, just tastes better. The Renault Kwid has modern features on offer, like reverse camera, class-leading space, comfortable ride quality. Visit Siemens Renault in Port Elizabeth to book your test drive. Alright, welcome back, ladies and gentlemen. Hope you're enjoying the show thus far. So, Brandwag, obviously, as we spoke earlier about them taking on Otto du Plessis. I just quickly, want to try and shift my attention away from the first teams, and I want to speak about the under 16s. Great team. Last year we saw, I think they ended up 4th. If I'm 100%, I'm not 100% sure, but I mean, ended 4th in the Eastern Cape, coached by Mr. Vickers Viljoen. Great side. Jy weet, jy praat nou van 'n span wat pakslaag mag uitdeel. Yes, absolutely clinical. Mag maar hoor.
and yeah, if you give him a sniff, they just punish you. That's we saw it last year. Maar is dit on nie waaroor numerous rugby gaan occasions. nie? Is dit nie waaroor rugby gaan nie? As jy well fouteer, gaan jy pak kry? Yes, well coach obviously, maar soos jy nou sê, as hulle, yes man, ek wil amper sê, as hulle daai snif in die neus het, en hulle het jy daai eerste pak gegee, as hulle soos 'n springbok, hy trek hy stertjie oop en hy pronk, en as hy daai pronk in hom het, jy kry dit nie weg nie, so jy... To mention a few of those kids, Keanu Kutser, huge unit. Hardloop baie sterk. Hardloop baie sterk, yes. Natuurlijk een van ons seuns wat nou oor die vakansie, wat nie by die huis was nie, maar rugby speel het in Europa. Absoluut. Hulle was Frankryk toe, as ek dit nie mis het nie, hulle het gaan toer, maar hulle was 2 seuns wat getoer het, 2 of 3. 3, was Tsiki gewees, en dan Kamies, maar Kamies is natuurlijk moest nou by die and it was en Luan Greef. Yes, that lock. I want to come to him as well. Wow, that boy is for me hard runner. Yes. Ja. 'n ou wat ek voor geweldig as 'n jong man, jy kan hom nie meer 'n seun noem nie. 'n Ou waarvoor ek geweldig respek het, en ek wil nou hier sê kudos aan hom, kudos aan sy ouers wat hom groot gemaak het, is Mayo, Luan van Jaarsveld, Ja, as ek dit reg sê. Yes, daai ouetjie is magic op die veld, van die veld af. Dis 'n magic ou. Also well maar boy. yes, maar hoe gaan jy en jy sort iemand? Hoe doen jy dit as jy 'n span soos daai ouens het, van weer eens van nommer 1 tot by player 23, soos wat die liedjie gaan wat die ouens gesing het, player 23. Dit is 'n span daai, en hulle is op daai stadium waar ek kan sê vir 'n junior span wat die senior wêreld gaan betree volgende jaar. Hulle is amper op daai stadium waar die een ou nie meer kyk as hy die bal pas nie, want hy weet die volgende speler is daar. Exactly. Maar ek dink dit is waaroor rugby vir daai seuns gaan. Hulle eet amper sê ek sleep, eet, slaap, Rugby, yes. droom rugby, vir 'n beter woord en woordkeuses. And also then Shavandar Witboy, track runner with the ball, skillful, agile. Yeah, you know, it makes me think of in terms of he likes to go, you know, on the outside and put the grabber through. Maar weer eens, nou laat jy sê go on the outside. Wanneer gaan jy buitentoe? Wanneer jy weet jy het spoed en wanneer jy seker is van jouself dat jy om jou opponent gaan hardloop en daai ou trekkie oor 'n plat. Start confidence. Ja. Ek dink vir daai split sekondes wat hy afgaan, verander daai wolf in 'n windhonde. Want yes, en daai grabbers waarvan jy praat, Morney, daai grabbers het 'n manier om it just sets up for him, you know, absolutely. Dit werk elke keer 100% uit. Once again, I wanted to say is once again, his coach. You can tell Mr. Viljoen knows exactly what he wants from his team at a certain set piece there, you know. Yes. And he's one of those I wouldn't say senior players in the team, but one of the go-to guys. If you give the ball to him and he's got a bit of space, absolutely. It's going to hurt you. So I'm looking forward to them for the 2025 season. Gepraat van 2025 season, hulle is 'n span om definitief dop te hou Saterdag van Kongo teen Otto. Yes. Ek dink nie dit is ook natuurlik die naweek eerste keer op ons onder 14 mannetjies gaan sien. Yes, absoluut. So dit is vir them. Absoluut. Jy kan opgewonde is. Ek hoop hulle is reg. En sy bulle. Maar also this year going to be coached by kom ons call it sy cups. By Brandon O'Neill. So it's going to be interesting for him. Ook 'n ou wat die pad van rugby stap, nê? Nie net 'n onderwyser wat nou vanmiddag tydens opwarming daar op die veld sit en hy trek gou sy tekkies aan en as die kinders klaar opgewarm het, dan is hy saam met hulle op die veld nie. Hy's actually een van daai coaches wat vir hulle staan en wag daar. Dit het ek al 'n paar keer gesien. So Brandon O'Neill, sorry Morney, jy wil afeindig. Brandon O'Neill het sy share gehad met die onder 16's ook. Hy het sy share gehad met die onder 15's jaar terug. En so ek sou graag wil sien wat bring die onder 14's na die tafel toe of na die veld toe. I'm quickly going to ask you, I'm going to put you on the spot here guys.
namely the first teams. What's your score prediction come Saturday? Jo, Ari, ek gaan eerste gaan hierso. Ek het Brandwag vir 'n wen definitief. Maar ek het 'n harde game op die tafel. Ek dink Brandwag met 6. Ek dink Brandwag met 6. Brandwag met ek wil sê 20 plus. Ek voel confident. Ek iets sê vir my 43 iets lei my na 43 iets toe. Going all out there. Ja. Ari. Yo, I'm gonna say run about 28-19. Bodies are Jy's naby my telling hoor. bodies are Ek gonna wil my be geld kom haal op die tafel. Ek sien jou. hurt because of last week's 3 games. So I don't think, might be wrong, but I don't think they're gonna run away with it. Nee, ek dink definitief ook nie. Ek dink nie is 'n weghol game nie. Maar ouens, Anything can happen. ou het Right? iemand Yes. nodig soos Ari Yes, wat die yes. smiles Yes. bring, wat die glimlag te Ek bring, dink die groot die talent. sê manne gaan mooi hou die eerste Kyk, ek dink as helfte. Wieke jou nou gesien het, dan het hy nou teruggesit in sy stoel en gesê manne. Wat dink En jy? daar sê dit, ja, wat dink die ou? Wat dink jy die rooi kop? So Anyway, guys. Ek dink dit gaan baie competitive wees die eerste helfte en ek voel net daar gaan die yes, ek dink 'n ou moet dit ek wat jy dink sê dit is waar absoluut. dit gaan. Ja, Dat die tweede helfte is miskien waar Yes. die telling kan groter raak. Maar ek dink voor ook, dit gaan 'n harde game voor wees en dit gaan dit definitief bepaal Ja. wat gaan gebeur in die tweede helfte. So yes, en ek Ja. It's gonna lay the platform for the backside. Yeah. almal gaan Starting met up oorgehaalde gewere uitkom. Dit gaan die ouens gaan alles wat hulle het gaan hulle bring. So ek het gesê met 6, maar ek dink ons gaan 'n vinnige eerste helfte sien. Ja. Ek dink dit is my prediction. Gaan wees. Ja, daar gaan skrams wees, daar gaan losgemale wees. Daar gaan lynstaan uit die aard van die saak wees, maar ek dink nie daar gaan bal opset. Ek dink dit gaan bal kry, secure die bal, opset een keer en dan gaan hy vleuels toe gaan. Ek dink dit gaan 'n vinnige game wees. Dis my prediction by 6. So for running rugby, gentlemen, thank you very much for coming in. Ja, dat Voor mij, Lots of dankie. appreciate it. Was lekker, Ari. That was great. Ladies and gentlemen, please do like and subscribe our channel. We're gonna go live in the next week or so. So keep your eye out on this channel. It's gonna grow from here. And for those that watched this episode, thank you very much and have a good evening. Tot ziens allemaal.